sy goedheid, vir sy liefde en vir sy groot genade. Amen. Die Here is goed en sy goeie teenheid vanaand is tot in alle ewigheid wonderlike voorreg om vanaand saam met u te wees op die laaste dag van 2025 en was en is die Here nie goed. Amen. En vanaand bring ons lof en eer en aanbidding bring ons aan die Here van hy is goed. Halleluja. Voor ons die woord van die Here gaan bedien, ek gaan dit my vrou vra om net die gemeente kortliks net te groet, en dan gaan ons die woord van die Here bedien. Amen. Amen. Goeienaand. Volk van die Here. Wat 'n voorreg vanaand om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. 4 ure, dan is ons in 'n nuwe era, 2026. En net die Here gaan weet wat in stoor is vir u. Net die Here gaan 'n besluit neem oor my en u lewe. Wat gebeur in 2026? My naam is Lorraine Hendricks, ek is die Pastor Denson se vrou en hier in Keres Worship Center Parel vertrou ons dat die Here regeer. Ek wil baie dankie sê vir Pastor Denson, die leierskap, elke karasiet, elkeen wat vanaand gekom het om aan die Here eer te gee. Het nie gekom om vir my te sien nie, het nie gekom om vir die pastoor te sien nie, maar het gekom met dankbaarheid, glo ek. Net so ek gekom het met dankbaarheid en met afwagting oor wat die Here se goedheid vir my beteken. Kom ons gee vir Lantana, Klein Nederburg, area se gemeenskap wil ek groet en vanaand wil ek sê, kom gee vir jouself 'n warme handeklap. Om die laaste 4 ure in die huis van die Here te kan wees. En dit moet ons begeerte wees om altyd in die huis van die Here te wees. En ek wil vir u sê, u het ingekom en net u weet vanaand wat was die begeerte vir die Here. Ek genoem vanaand die Here, ek gaan kerk toe. En dis my verwagting. En u weet die Here stel nooit 'n verwagting te leer nie. Is dit waar? As jy in afwagting is vir God se teenwoordigheid, He's going to give it to you. In the presence of the Lord there is fullness of joy. En ek wil vanaand sê gemeenskap, elkeen wat my stem kan hoor, is daar olie in jou lamp? Want die bruidegom is op pad. Het jy net vanaand gekom om net 'n woordjie en 'n blessing te ontvang en oeps, is uit by die Here nie. Die Here het 'n afspraak met jou. En die Here vra vanaand, die vraag vir my en vir u, is u gereed om jou God te ontmoet? Dit is die vraag wat ons elke minuut moet vra. Is ek gereed om my God te ontmoet? Speeltyd is verby. Playtime is over. Is tyd om besigheid te meen met die Here, om die tyd uit te koop, want die dae is boos. Ek wil vir u baie dankie sê, gemeenskap van Lantana, Nederburg, vir die jaar wat ons in die gemeenskap was, wat ons uitgereik het, ons het prayer walk gedoen, ons het openligte gedoen, Abakululi Prison Ministry was hier in die area, ons het in die gemeenskap beweeg, vrouwen beweeg, mannen beweeg, ons was by die skole gewees, en daarvoor gee ons die Here prys, omdat die Here ons toegelaat het om in te beweeg, om te saai, om 'n saaietjie te gaan saai, en te vertel van God se liefde vir jou en vir my, om te vertel dat ons moet ons gereed maak om ons God te ontmoet. En die Here het ons nie teleurgestel nie. Ek kan sê die Here, yes, bless us, He's still blessing us. En die allerbeste gebed vir die Here was, Here, en dit was ons tema ook vir die jaar, Here, wil u my grondgebied vermeerder, en wil u my ryklik seën, Here, en wil u die onheil afweer. En dit was ons gebed hierdie jaar, Keres Worship Center, Parel familie.
En dit was ons gebed vir elkeen wat op 'n Woensdag hier ingekom het en saam met ons vroue kom bid het. Elkeen wat kom bid het, elkeen wat kom sit het in die teenwoordigheid van die Here op 'n Sondagoggend en wanneer ons dienste gehad het. En die Bybel sê dat die Here het Jabes se gebed verhoor. So ek wil vir u sê, as u vanaand hier sit en u glo nie, kan die Here dit doen. As u twyfel vanaand, Here, ek wonder, as ek maar vanaand net kan kom en net 'n blessing kom haal, of net 'n versoek kan gee, sal u dit vir my kan doen. Miskien sit u met daai vraag vanaand, kan die Here dit nog vir my doen? Maar ek wil vir u sê, God kan. Hoekom? Want die woord van die Here is 'n waarmaker van sy woord, die Here. Dit wat hy geskryf het hier in sy woord, jy moet dit glo, want hierdie woord is getoets. Die Here het die prys betaal vir my en vir jou, en het sy liefde bewys vir my en vir jou, en daarom kan ons vanaand sê, Here, ek twyfel nie meer wat u vir my kan doen. Ons moet vanaand die Here op sy woord neem. We don't have a choice. Ek wil vir u sê, ons lewe in moeilike tye. Ons lewe in tye wat jy vra, Here, waar is u dan? Waar is u in die situasie? Maar ek wil vir u sê, hierdie woord is bulletproof, hoor. Ken dit? Die woord is bulletproof. So you can take this to the bank, because God is an awesome God. Die Bybel sê, net wat jy vra in sy naam, wat jy vra in sy naam, dit sal hy vir jou gee. Maar die Bybel sê, jy moet glo. Jy moet glo, dis die geheim kind van die Here. Geloof, soos 'n mosterdsaad. Ek wil baie dankie sê vir Pastor Denston, want die woord van die Here elke Sondag kom by die Ek wil baie dankie sê aan die kerkraad, die jakens en die ouderlinge wat weer was deur die jaar. Baie dankie vir julle opoffering en sacrifice. Baie dankie aan die worship team wat deur die jaar vir ons getrou was. I must say, ek hou my hoed af vir julle. Julle is getrou. Mag die Here ook vir julle seën. Ek wil bid vir ons ashes. Julle wat getrou diens gedoen het, baie dankie. Dit wat julle doen gaan nie ongeag verby nie, of ongesiens verby nie. Maar die Here sê dat you must serve wholeheartedly. Met jou hele hart. Wil die Here hê dat ons moet dien in 'n hart van liefde. En wat ons doen goed, en there's no love in it. There's no passion in it. Hierdie evangelie is 'n saak van liefde. So wat ons doen unto the Lord, as if we are doing it to the Lord. So ek wil sê vanaand vir die dierbares wat gewerk het met die geld, baie dankie vir julle opoffering. Ons jeugleiers, baie dankie vir julle opoffering. Vir ons jeug, elke ministry, die vroue, bediening, baie dankie vir julle opoffering, vir jou sacrifices. Die vroue wat op 'n Woensdagoggend nie gebid het, we were 74 when we started out our prayer ministry. And at the end, ons het gesit met 30 vroue wat kom bid. 74 up until 30. Ja, sommige het begin werk en daar's mense wat siek geraak het. We understand that. Maar ek wil vir u vra, Deborah, die plek van aanbidding. Hoe lyk jou plek van aanbidding? Hoe lyk jou binnekamer? Om te kom bid vir jou gemeenskap, in die gapings te staan vir 'n gemeenskap. I challenge you, dat u sal opstaan en die Here saam met ons kom dien. Jesus for the nation, Jesus for our community, Jesus for your family, Jesus for your enemy, Jesus for your child, Jesus for my colleagues at work. Ek kan nie vir vanaand 'n ander antwoord gee nie. Jesus, hy is die oplossing. Dit beteken ek nie die Here aan onmiddellik alles verander. Ja, alles verander het nie geword. Maar dit is 'n daily walk with the Lord. Dag vir dag moet ons kruis opneem en die Here volg. Ek wil vir u sê, our church vision is to build a great church with great people living a great lives for the cause of Jesus Christ. That is our mission statement. Gaan dan hier en maak disciples van alle nasies.
use you just being a Christian and you're doing nothing for the kingdom of God. Jy is nie 'n dader van God se woord nie en jy maak nie impak in jou gemeenskap, by jou huis, waar jy beweeg nie. You need to make an impact for Jesus. Want die Here het die opdrag vir ons gegee, gaan daarheen. Ek wil vir u sê dat ek is dankbaar vir die Here, vir die gemeenskap. Doesn't matter what people are saying. Kan daar iets goed kom uit Lantana? Kan daar iets goeds kom uit Klenerenburg? Excuse? Excuse? Ek kan nie hoor nie. Halleluja! Want God het my gered. I'm a testimony of what God can do. You are a testimony. Die wat sy knie gebuig het en God aangeroep het. A change gemaak het en gesê, ek draai my rug op verkeerd. I want to follow Jesus. Ek wil vir u sê, speeltyd is verby. Die Israeliete het gespeel en die Here het teen hulle gehad. So ek wil vir u sê, dierbares, you must mean me and you. If you are a child of God, you must mean business with Jesus Christ. You must mean business. Daarmee bedoel ek dat ons sal doen wat die woord van die Here sê. Dat ons sielewinne sal wees vir die Here. Ons het gesing as 'n olie in 'n lamp. Die bruidegom is op pad. Ek wil vir jou skrif lees 2 Korintiërs 13 vers 5. Ek het dit nou in Engels, maar I want to just read it Afrikaans. Just bear with me. Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie. As jy dit ten minste nie verwerklik is nie. The English say that we need to examine ourselves. Whether ye be in the faith. Examine yourself. Is jy 'n gelowige? Doen nie wat die Here van jou vra. Ons moet daagliks ons ondersoek om te vra, Here, hoe
Here, my liefde vir U. Ons moet ons opweeg op die skaal en vra, Here, my passion and your love for you, Here, decline or did it increase? We need to increase with God in His Word and what He's saying in His Word. God must increase and we must decrease. Examine yourself. 2026 is going to be an awesome year. Het gaan 'n jaar wees waar it's going to be change. Ons kan sien in die wêreld die change wat daar plaasvind. Dit wat die Bybel verklaar gaan gebeur, ons sien dit gebeur. My vraag aan my en u is, wat gaan ons doen in wat die wêreld gebeur en wat die skrif sê gebeur? Gaan ons nader aan die Here beweeg? Gaan ons aan die Here vashou en are we going to cling to Him? Or are we going to go with the world? Wat die wêreld ons aanbied. Die waar is die Bybel sê, ons moet nie na die aanloklikheid van die wêreld, die plesier van die wêreld ons inslip nie. You must know who you are in Christ. Weet wie jy is in die Here. As jy op God se woord staan, dan wil jy doen wat die woord sê. Ja, ons val, ons maak foute. Maar ek wil vir u sê, dat ons 'n verhouding met die Here, nader aan die Here beweeg. Let us be holy. Dit is my gebed. Kom ons streef na heiligmaking. Alhoewel mense vir jou sê, jy wil vir jou te heilig hou, is okay. Wees heilig. Die wat heilig is, sal heilig word. Die wat vuil is, sal veilig word. So kom ons neem geloof, dis my gebed. Let us take faith in God and let us trust Him with all we have, all our being. Dat ons geloofsmense wees, want sonder die Here gaan ons dit nie maak nie. Te vergeefs gaan ons dinge doen. Maar as ons dit in die Here en met Hom gaan doen nie, is ons arbeid in die Here sal vergeefs wees. As ons nie gaan doen wat God gaan sê nie. Laat ons wees manne en vroue wat in walk in the Spirit. Spirit-filled people that will hear the voice of God, that will listen to His heart, to what He has to say to me and to you. Dat die Here jou huisgesin lei, dat die Here jou kinders lei, en dis hoekom ons 'n verhouding moet hê met die Here, en vra dat die Here ons sal vul met sy Heilige Gees. So my gebed is vir u die waar is. Die Bybel sê dat ons begin in die Gees, dan eindig ons in die vlees. En dis 'n vraag vir my en vir u, hoe staan ons verhouding met die Here? Hoe staan jou verhouding met die Here en my verhouding met die Here? Let us be people. Maar die Bybel verklaar dat die wat deur God se Gees gelei word, is kinders van die Here. So ek wil vir u sê vanaand, dankie Pastor Denston vir die geleentheid that I can have just a few words to say, because you must know our hearts for the church. God se hart vir sy kerk is liefde. God se hart vir sy kerk is die Parakletos, our helper, die enigste ware helper wat daar is. En mag die Here en mag ons staat maak op die hulp van die Here. Don't do things out of your own strength, but let us, dat ons staat maak en steun op die leiding van die Heilige Gees. Mag die Here vir 2026 seën. Mag u 'n familie wees wat sê ek wil nader aan die Here beweeg. Al staan jy ook alleen as 'n familie in daai huis. God soek net een man en vrou wat hy verskil kan maak in jou huisgesin. May you be the change that God wants to see. Dat ons nie net dinge sal dink nie, maar dat ons regtig dinge sal doen met dade van die woord. God bless you. I love you. Vanavond die mannen van die Here, vrouwen van die Here, die kerkraad, pastoor en juffrou. Baie dankie pastoor vir die geleentheid. 2025 was nie maklik vir ons, as ons dit self sê dierbaar is. 1 en 11 was nie maklik nie, maar met die hulp van die Here het ons het gemaak vanavond. Baie het begin met ons Januarie maand, maar het dit nie gemaak tot hier toe nie. So ons kan sê die Here het ons gedra tot hier vanavond. Ja, dierbaar as ek wil ook sê dankie vir pastoor
vir die seëning wat hy my toelaat om in die gevangenis te werk. Dierbare, ek wil vir julle vra vanaand en weer 'n beroep doen. Daar is plek om saam te gaan met die gevangenis, dierbare. Die mense is stikkend. Ek dink ons kan, ek kan vir Tom Lee, kan vir hy te voorsmaak gehad. En julle moet weet by die gevangenis, as dieselfde wat pastoor Sonas hier doen ons dan. Dierbare, is manne wat stikkend is oppas, is manne, is oppas wat daar is, manne van huise, van vroue, dierbare, sy manne is stikkend daar. Jong seuns, wat die daar wil wees. Ja, ek het tyd is het trane op trane, wat ek moet gaan, dat sê hulle, nee, ek moet bly. Nou gelukkig kan ek ons nog nie bly, ek moet maar gaan. Maar ek wil vir julle vanaand vra, bid vir hulle wat in die gevangenis is. Die Bybel sê, ons moet bid vir vrylating, dierbare. Ons kan dink om te sê, maar as jy my kind is maar soek, my kind is dit. Maar ek wil vir jou sê, wat van ons familie se kinders, dierbare? Wat van jou bure se kind? Wat van jou veerlangs of chommie, wat jy het, wat in die gevangenis is, dierbare? Want ek wil vir julle een ding verseker, die gevangenis is die liefde. Is leens, hy wat sê, hy kom en dit en is leen dierbare. Ek ervaar het elke week. En julle my nie hier sien as ek elke een deel. Dierbare, ons bid vir hulle. En ek meen, ons moet heilig mense bid. Ons lewe se kind, bid jou familie se kind. Want God wil het heen, ons moet vir mekaar bid. Hy sê opdrag wat hy wil, ons moet vir mekaar bid. Volgende jaar gaan ons op die steen, ons gaan ander gevangenis gedoen, dierbare. So die Here is met ons. Ek sê dankie weer eens op pastoor vir jou vir die seën wat hulle toelaat om vir my te laat gaan. Maar hy sal dink ek is miskien nie weet. Maar as ek hier is die dierbare, is dit ek werk een week en die ander week as ek saam met Pieter Honk. Die Here seën vir pastoor en vir juffrou vir die blessing daar wat hulle my toelaat om dit te kan doen. Maar soos ek sê, ons open vertel, die nuwe jaar gaan 'n ander jaar wees. Ons soos juffrou besteed, is daar olie in jou lamp. Is daar olie in jou lamp, dat ons maar samen ons daar neer. Dat ons maar gevul is met die olie en die Here seën. Amen. Ons dank die Here vir wat hy doen en ons steeds gaan doen en ons is in afwagting en ons vertrou dat die Here vir ons bonatuurlike dinge gaan doen, wonderlike voorrecht. Kom ons bid dit saam vir ons die seën van die Here op die woord. Vader, ons dankie vanaand wonderlik om in die teenwoordigheid te kan wees. Sonder U, o Here, is alles te vergeefs. Vanaand is U ons hoop. Ons steun op U, ons hoop op U. As die Here nie vir ons was die Here, dan is alles te vergeefs. But we look tonight to the God of our salvation. Die Here, die bewaarder van Israel, wat nooit sluimer en wat nooit slaap nie, wat sy hand nie te kort is om te help en ons uit te red in die tyd van nood en van krisis. Dankie Here, in die jaar het het gelyk, ons gaan het nie maak nie, en toe ons recht in die muur was, toe kom die Here vir ons deur, en hy breek deur, soos geen mens kon doen nie, en vanaand is ons dankbaar, ons loof die Here, wat goed is, sy genade en sy liefde is onbeskryflik groot. Loof die Here in die hemel en op die aarde. Baie dankie Here, U is met ons hoop, ons krag en ons sterkte. Laat die naam vanaand verheerlik word. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Loof hom, prys sy naam. Amen. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, my God. Familie is wonderlik om vanaand saam met U te kan wees en vanaand te kan weet dat die Here is goed. En om vanaand
vanaand sê, dat hierdie kerk is vanaand dalk voller as die dansbane. Amen, praise die Here. Is goed om vanaand u te kan sien en vanaand te kan weet dat die Here is goed. Ek wil al ons vriende en ons familie en ons besoekers vanaand groet, spesiale groet aan Jontas en sy vrou Laura en die hele gesin. Lekker vanaand om julle saam met ons te kan hê, om vanaand om 'n bietjie op te check. Amen. Baie dankie, groot vertrou dat die Here ons vanaand uitermate gaan seën. Ons naby jou vriende wat hier in die omgewing bly, goed om vanaand saam met u te kan wees. En dankie ook vanaand dat die kerk gekies het om vanaand saam met ons die naam van die Here groot te kan maak. Ek wil op hierdie laaste dag van 2025, terwyl ek so voorberei, toe besef ek dat net soos elke student en elke leerling sy rapport ontvang het op hierdie laaste maand, baie het goed gedoen, baie het nie goed gedoen nie. En dan wonder ek vanaand dat wanneer die Here vanaand ons geestelike rapport gee. En wat daar vanaand in sal staan. Ek weet die juffrou skryf ons deur die jaar, dan skryf sy na verslag, miskien die tweede of die eerste kwartaal, dan sê sy vir Johnny, jou sokkies moet optrek, nee, anders dan gaan jy dit maak nie. En dan hang het alles van Johnny af. En so wil ek vanaand vir u sê, dat ek wonder as die Here vanaand oor ons skryf en ons verslag gee. Ek wonder wat sê die Here vanaand vir ons. Kan ons regtig waar prys? Nou wil ek ook vanaand vir my vir jou sê, en hierdie gemeente weet dit goed, en ek wil vanaand vir jou sê, dat wanneer jy geestelik gedryf het in jou karakter, dan sit die Here jou nie oor nie. Nee, dat is die aanpassingsklasse. Amen. As jy nie reg geleef het nie, en as jou karakter gestink het, en as jy nie met mense oor die weg kan gekom het nie, en mense nie kan vergewe het nie, dan wil ek jou vanaand sê, in 2026 gaan jy die toets weer oorskryf. Sy gaan hom weer oorskryf. En kan ek sê jou vanaand, het gaan oor dieselfde mense wees. Dieselfde mense wat nie kan vergewe nie. In 2026 bring die Here dieselfde mense voor jou om jou te vra, kan jy vergewe? En as jy in 2025 agter die grocery rakke geskuil het, dan sê ek vir jou 2026 gaan die Here dieselfde mense in dieselfde winkel instuur om te kyk of sy nog koes en hy iets van wat sy nie eintlik moet gevat het nie. Nee, ons moet die jaar goed afeindig. Amen. En sê, Here, praat toch met my, want ek kan nou meer 2026 ingaan en ek kan nie reg met mense oor die weg kom nie. Ek sien op die statusse en op baie kerke praat hulle van crossover, maar ek wil jou vanaand sê, sy kan nie crossover as sy nie met mense oor die weg kan kom nie. Nee, sy moet my hoor vanaand, veral nie met jou gelowige broers en susters. Prys die Here. Baie leef vanaand by die huis. Hoekom? Omdat hulle skief aangekyk was, of iemand het iets van hulle gesê, of iets van hulle gepraat, en hulle leef nou nog by die huis, en hulle wacht nog vir my om te kon, en te sê, ek wacht vir die pastoor, van hulle het my te stief behandel. Ek wil jou vanaand sê, 2026, ek move jou. Nee, ek move. Sonder jou, of met jou. Hoekom? Van die tyd het ver gevorder. Die Here sê, koop die tyd uit, van die dae is broodse. Ek wil jou vanaand sê, die Here sê, van Petrus, wat gaan het jou aan? Stry jy hard om in te gaan? Ek wil jou vanaand sê, as 'n persoonlike saak. Dus jy moet vanaand seker maak,
Amen. En op jou eie lewe staan sê, Here, help my. Amen. Is nie maklik op hierdie pad nie. Prys die Here. Maar ek wil vanaand veral vir die gemeente, vir ons gelowiges sê, jy moet in hierdie jaar, moet jy, ek verloor saam, ek wil sê, dan moet in hierdie jaar, moet jy dan gegroei het, en jy moet tot die volwassenheid gekom het. Amen. Prys die Here. Dan moet 'n mate van groei wees, 'n mate van volwassenheid. Halleluja. Sodat jy kan kom tot die kennis en tot die waarheid. Van op 'n Sondag word jy toegerus en jy word bekwaam gemaak sodat jy kan uitgaan. As jy nog in 2026 gesit met mense wat sê, pastoor, hulle het alweer van my gepraat, hulle het alweer van my geskinder, hulle het alweer goed van my gepraat wat nie waar is nie. Ek wil jou vanaand sê, hulle sal altyd van jou praat. Tot jou begrafnis sal hulle van jou praat. Hulle sal praat van die kerrie wat by die begrafnisse suur geraak het. Die mense sal altyd praat. Prys die Here, maar jy moet groei en tot die kennis van die waarheid kom. Amen. Prys die Here. Alle mense wat as het aan ministry gaan, hulle dink dat as jy nice gaan preek, then the pulpit is for you. Ek wil die vanaand sê, om 'n pastoor of 'n leier te wees, kom met die hele pakket. As jy nie kan handle wanneer mense van jou praat nie, dan wil ek jou sê, step down. Amen. As jy nie 'n karakter het, die prys die Here, wat wanneer mense van jou praat, dan kan jy nog altyd staan en nog altyd vir hulle die liefde gee. Kyk, as ons baie kerk is in die kerk. Amen. Nie baie dra maskers, voorgeers. Amen. Mense wat sê, pastoor, hy kat jou bek. Pastoor moet nie worry nie, prys die Here. Maar wanneer sy net jou rug gedraai het, is hulle die einste mense wat van jou praat. Nie, maar ek gee jou 'n smile, joh. Nie, ek gee jou 'n smile. Pray en ek praat met jou, halleluja. Die Here moet myself met jou deel en self met jou werk, prys die Here. Maar so groei ek en so kom jy tot die kennis van die waarheid. Amen. Mag die Here ons help. I believe 2026 with all its challenges, circumstances, crises, glo ek dat die Here gaan vir ons help. Amen. Ons gaan, ek wil met die saam lees, Daniël hoofstuk 6. Daniël hoofstuk 6 en dan vers 15. Dan kan jy ook saam met my blaai na Jesaja 14, 26. Ek wil een skrif voor in Daniël hoofstuk 6, 2 verse. As ek vanaand oor 'n tema kan praat of 'n tema kan noem, dan wil ek vanaand praat oor wanneer die Here klaar besluit het. Ons lees Daniël 6, 15 en 16. Daniël, vooraf gedeelte van Daniël 6 praat van Daniël geweier het om voor die koning neer te kniel en neer te buig, terwyl daar opdrag gegee word dat geen ander God moet aanbid word nie. En Daniël bid tot sy God en dan word in die leeuke gegooi. 15 en 16 is vir my baie interessant en ek wil dit vanaand nader na ons toe bring. Vers 15 sê, en toe die koning die woord hoor, sê die Bybel en het hom baie mishaag. En hy planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonondergang, sê die Bybel toe, het hy moeite gedoen om vir Daniël te red. En daarop het daar die manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet o koning, dat dit 'n wet, it's a law, van die Meders en die Perse, is dat elke verbod of verordening van die koning vasgestel het, nie verander mag word. Nou om vir die agtergrond te gee, dit was die wet van die Meders en die Perse, dat as die koning 'n wet gemaak het, dan kon niemand dit verander het nie. Daarom sê die Bybel, toe Daniël in die leeuke gegooi word, toe het die koning
hy wil graag vir Daniel bevry het uit die leeukuil. Maar die wet het hom verplig, of die wet het hom verbied, dat hy kon nie vir Daniel verlos, as gevolg van die wet, wat vastgemaak is, dat hy nie, dat elkeen wat nie die koningse wette handhaaf nie, mag en moet in die leeukuil gegooi word. En daarom het die koning alles probeer om vir Daniel te verlos, maar hy kon nie. En nou wanneer ons in Jesaja 14, en nou dan volgens die wet van die Meders en die Perse was het onmoontlik vir die koning, dat hy kon nie die wet verander nie, en Daniel was in die leeukuil. Jesaja 14 is profeties, die profesie teen die Assiriërs, vers 24 sê, die Here van die leerskare het gesweer, hy het gesê, waarlik is die Here wat die praat, soos ek gedink het, so gebeur dit. En soos ek besluit, sê die Here, kom het tot stand. Om Assur te verbreek in my land en op my berge sal ek vertrap, sodat sy juk van hulle kan afglij en sy las van hulle skouer kan vy. Dit is die besluit wat geneem is oor die hele aarde. Dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies. Vers 27 sê, want die Here van die leerskare het dit besluit. Wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek, wie sal dit keer? En vanoggend vanaand met ons praat en ons sê, dat wanneer die Here 'n woord gespreek het, of 'n profesie, oor jou lewe, gered of ongered, dan wil ek jou vanaand sê, jy kan verseker wees, dat dit sal gebeur. Van God se woord is sy eer. En wanneer die Here 'n woord spreek, verseker sal hy dit doen. Die Engels praat van all the forces of darkness cannot stop what God has ordained. As ek vanaand kan terugkyk aan 2025, dan wil ek vanaand vir my en vir jou sê, dat dit moeilik met ons gegaan. Baie van ons was in soveel krisisse en in soveel situasies, of jy nog gelowig of ongelowig was. Ek wil jou vanaand sê, wanneer God se woorde oor jou lewe verklaar of gespreek was en word, dan sal dit gebeur. Al sê die mense wat, hoekom van God is wakker oor sy woorde? Ek wil vanaand 3 gevalle uitbeeld in die Bybel, sekere persone, dat wanneer God 'n woord gespreek het, dan sal dit verseker gebeur. Ek kyk vanaand in die boek van Genesis, wanneer die Bybel praat van Josef. Josef was uitverkies. Josef was die een wat die Here geweet het, hy gaan tweede in bevel wees van Farao. Tog was hy vals beskuldig deur sy broers. Tog was hy verkoop. Tog het hy aan die tronk beland. Maar ek wil vanaand sê, God het 'n planne met Josef gehad. En ek wil vanaand vir jou sê, al het mense in hierdie jaar vir jou vals beskuldig, al was hy soos 'n Josef aan die pad gegooi, en mense het gewens dat sy moet omkom, en baie haters het van jou gepraat en van jou geskinder, maar die woord en die belofte van die Here oor jou woord gemaak het, dat dit gebeur en dit het plaasgevind. En vanaand, as dit jou einste vyande wat sê, waarlik, die Here het jou deurgedra. Het was nie lekker in die put nie. Het was nie lekker toe mense jou vals beskuldig het, en toe die soos 'n Josef dalk in die tronk beland het, en toe mense jaloers geraak het, dalk vir jou gawe of vir jou talente, maar man het hulle geweet as God se plan met jou
is vanaand wil sê, dat die duiwel begeer, vir iemand gelowig is vanaand, die duiwel begeer vurig jou lewe, en jy het alles probeer, in 2025, om jou tot 'n val te bring, daarom kan jy vanaand getuig, en sê, pastoor, die hel in hierdie jaar, was los, as dit nie my man was nie, was dit my kinders, as dit nie dit was nie, was dit daai, ek het nie geweet of ek kom, en of ek gaan nie, en mense het van my gepraat, en my beskuldige, maar vanaand staan ek, hoekom? Van die hand van die Here, en die beloftes van die Here, is oor my. En God besluit het, dan sal dit gebeur. Amen. Come hell or high water, al probeer mense vatte, maar as daar 'n woord en 'n belofte oor jou uitgespreek is, dan sal dit gebeur. Daarom is daar soveel mense wat jou gehaat het in hierdie jaar. Amen. En ek wil vanaand sê, dan gaan hulle wel 2026 ook weer kom, maar ek wil jou vanaand sê, jy staan op die beloftes van die Here, en wat God vir jou gesê het, as hy jou beloof het, dan sal dit gebeur, en niks en niemand gaan dit keer. As jy ook vanaand hier, jy het nog nie op deurbraak nie, dalk in 2025, was jy elke keer voor die altaar, was het saam met die Here vertrou, maar ek wil jou vanaand sê, God se woorde is sy woorde, en hy is nie 'n mens vanaand dat hy sal. Toe Josef so aangestap kom, toe sê sy broers, kom ons maak hom dood. Hoekom? Van Josef het 'n gawe van drome gehad. Josef kon drome, en hy kon drome verklaar en uitlê, en sy eie broers het nie daarvan gehou nie. Daarom het hulle gesê, kom ons maak hom dood. Ek wil jou vanaand sê, dalk het daar mense in 2025 by die Sangoma gaan draai om te sê, gee my net iets, want ek kan nie verstaan nie. My collega of my buurvrou of my buurmanne wat elke Sondag aan die kerk is, gee my net iets, want daar's iets op my kind se lewe wat ek sien, hy gaan net vorentoe. Mense sal alles probeer, jong. Hulle sal krokodilbloed drink. Ja, net vir jou val. Hulle sal R600 betaal, en sê, gee my net iets. Amen. Hulle is gelowig as hulle vermom, as hulle by die Sangoma instap. Prys die Here. Want hulle kan nie verstaan die calling op jou lewe nie. Hulle kan nie verstaan dat sy gaan net vorentoe. Hulle kan nie verstaan, niemand in die huis werk nie. Prys die Here. Maar elke keer kom hy net hier. Elke keer gaan dit net beter met jou. Want die Here sorg vir jou. En die Here onderhou vir jou. Sona kerk toe stap en loer hulle so uit. Dan sê die buurvrou, loer God daar van mama. Jy sê, prys die Here, hoekom? Van die Here se by. Amen. Al voel die storm oor, halleluja. Maar elke Sondag in 2025 was jy hier. Hoekom? Van die Here is vir jou goed, en hy sorg vir jou, en hy onderhou vir jou. Jy sal deurkom, suster, in 2026, jy sal deurkom. Ek sê nie sal altyd maklik heen nie, maar my vanaand sal jy getrou bly, en as jy die Here vashou, halleluja, sal die Here vir jou deurkom. Tweede geval, Mephibosheth, baie van julle ken hom. Amen. Sy oppasser laat val hom, hy is maar 5 jaar oud. Hy word verlam en al toe sy voete. Hy beland in 'n plek by die naam van Lodibar, en hy word groot by vreemde mense. En dan in die verhaal word gebeur waar die koning Dawid vir Siba vra, is daar iemand in die huisgesin van Saul aan wie ek guns kan bewys? En Siba sê, daar is iemand koning, en sy naam is Mephibosheth, maar hy is in 'n plek van Lodibar, en die Bybel sê, hy is lam aan al twee sy voete, maar die koning gee opdrag en sê, gaan haal hom. Ek wil die vanaand sê, net soos die Here 'n plan gehad het met Mephibosheth, met sy verlamde
guns bewys. Toe Mephibosheth na Dawid toe kom, toe val hy voor Dawid neer, en hy sê vir Dawid, wees ek, dat nie soos 'n dooie hond na my kyk. Hy lê in 'n kompleks van minderwaardigheid, want uiteindelik gedink en by homself gedink, God het van my vergeet. Ek wil jou vanaand sê, in 2025, God het nie van jou vergeet nie. Amen. Maar wanneer jy sal deurkom, dan sal jy deurkom. Dank die Here, jou broer en jou suster, in 2025, gaan elevate, en is nog nie jou beurt nie, maar ek wil jou vanaand sê, if you stay faithful, en as jy aan die Here vashou, op die regte tyd, net soos Dawid, aan die paleise, van gevraag of daar iemand is, aan wie hy kan guns bewys, so is die Here besig, om ook jou naam te noem. Die Here sê vir Job, die Here sê vir Satan, het jy aangegee op my kreeg Job. Kyk, ons dien nie die Here wat hy vir ons moet doen nie. We serve him because we love him. Ons dien hom omdat hy vir ons alles is. Kom hy nie vir my deur die prys die Here, kom hy 'n paar dae later, ek gee nie om nie, maar een ding weet ek, God bly getrou. En wanneer God klaar besluit het, dan kan die duiwel niks maak nie. Ek wil jou vanaand sê, jou deurbraak is so na, as wat jy kan weet, dis hoekom die hel so los is. Ek wil jou vanaand sê, het gaan nie lang wees nie, dan gaan die Here vir jou 'n deur oopmaak. Jy het dalk in 2025 gewonder en gesê, waar gaan ek iets hê aan hierdie Kersgety om te eet, hoe gaan ek maak? Maar ek wil jou vanaand sê, toe jy die Here ergens uit beweeg aan die Gees, nie omdat hy wonderbaar is nie, maar omdat daar guns op jou lewe is. En vanaand kan jy sing, see what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? Amen. Kan jy sien wat die Here gedoen het? Amen. Jy het nie gehad nie, man. Amen. Mense het nie jou gegee nie, maar die Here. Ek weet nie hoeveel mense het jou dalk in hierdie jaar te leer gestel. Amen. Dalk het iemand 'n pakket gekry in 2025 en toe gaan vra jy ook. Nog wat vraag jy ook, asseblief, want jy maak beloftes, hoekom? Because is in die tyd kon, amen, hulle sê jy gee benauwde spronge, halleluja, en toe sê die ongeloofige ook vir jou, sorry man, sorry, ek kan nie vir jou help nie, en toe stap jy ook weg, toe hy hoops gehad, toe word jy te leer gestel. Ek wil die Here wil jou gewys het, my kind, trust in me. Have faith in me. I am still the God of the impossible. Job sy vrou sê, hoekom is jy so vroom man? Hoekom prys jy nog die Here? Kyk hoe gaan dit met jou, jou kinders sterf, al ons fees van ons weggevat. Why are you still praising God? Ek wil jou vanaand sê, in 2026, I will still praise the Lord, come no matter what. As aan mense in 2026 wat sê, pastoor, in 2026, I'm still gonna praise him, worship him, give him glory and honor, because he's still the same. Die skrif vanaand waarop ons fokus praat van wat die Here sê, all the forces of darkness cannot stop what God has ordained. Wie vanaand sê, sy is die geseënde van die Here. Sy is die gesalfde van die Here. Amen. En daarom kan niemand mag jou aanraak nie. Hulle dink, hulle lag hulle oor jou. En hulle dink jou val is nog, jou val is byna daar. Maar ek wil vanaand sê, van die Here sy hand oor jou lewe het. Daarom kan die Satan baie goed van jou wegvat, langs jou, rondom jou, oor jou, maar aan jouself kan hy niks doen. Amen. Al het hy niks, ek wil jou vanaand sê, God het 'n lofsang in jou mond gesit. Ek wil afsluit die laaste persoon, Elia. What God ordained, even all the forces can do nothing. Isabel rig 'n brief aan die profeet en sê, ek gaan jou doodmaak, hy vlug,
Hy beland onder 'n besembos en hy wens dat hy mag sterf. En die Bybel sê, terwyl hy daar sit onder die besembos en wens dat hy mag sterf, omdat Isabel hom wil doodmaak, toe sê die Bybel, toe kom die Here en die Here berei vir hom iets voor, sodat hy kan eet. Dalk het ek en jy, as gevolg van ons omstandighede, dalk in hierdie jaar onder 'n besembos gaan sit en gaan wonder, of een kan gaan sit en gaan sê, life is not worth it anymore. Ek kan dit nie hanteer nie, alles het vir my te veel geword, en dalk het jy so Elia gesê, Here, vat my maar weg. Met hulle opgeleid hoe pysend is die Here met ons. Amen, al is ons baie keer ondankbaar, maar die Here se genade en sy pysend is oor ons. En ek wil die vanaand sê, terwyl die Here besig met hom deel met hom praat, toe sê die Here vir hom, gaan terug op dieselfde pad wat jy gekom het. Want ek wil jy moet iemand gaan salf. Oh, dit is powerful. Ek wil vanaand sê, die Here is nog nie klaar met jou. Amen. Daar is nog in iemand se lewe wat jy moet gaan spreek. Daar is nog in iemand se lewe aan wie jy guns moet toon, aan wie die Here aan jou wil openbaar wat hy nog kan doen. It is not the end. Iemand moet vanaand opstaan, soos Elia, en sê, Here, ek weet U is nog nie klaar met my nie. Dalk as jy vanaand hier en jy ken die Here nie. Weet jy moes vanaand eintlik omgekom het in die jaar. Miskien het baie jou gesê, jy gaan dit nie maak nie. Maar die Here laat sy son skyn oor jou wat regverdig is en onregverdig. En sy hand is nog steeds vanaand oor jou. Vanaand is hy nog dieselfde. En hy staan vanaand en hy wag vir jou en hy sê, my seun, my dogter, I'm still the same. Baie wil nie die seëning en die blessings hê, dat hy don't want the blessing. Ons wil nie die seëning en die, baie keer as die mense vra en sê, wil jy nie bekend sê, nie pastoor, bid my net vir my. Ek wil vanaand vir jou sê, die seëninge kan wegval, but He can still be God. Terwyl ons staan vanaand.